susters. As hulle nou met die verdwasing op my gesig gesien het, die liggie was aan, en ek het nie geweet hoe sit ek om nou af nie, ek is net bang hy vrek voordat ons klop is vir die erediens. So, dankie, dat hy nou weer reg is. Goed, Jannie, jy wou gou 'n woord gehad het. Goeiemôre gemeente. As julle gou net luister, kan julle dit hoor. Ons gaan 29 tot 31 Augustus gaan ons kamp by Weesgerus. Ons het 'n goeie opkoms sover gekry. En as jy nog dink om te gaan kamp, asseblief kontak ons admin persoon, sit jou naam op die groepie, raak deel van die groepie, ons gaan lekker kamp. Ons moet 'n naamlys hê, want ek en Pieter gaan roukol hou. Ons gaan julle opsoek. Ons gaan baie lekker kamp, ons het 'n baie lekker program. Ons gaan jou nie besig hou nie, jy gaan jouself besig hou en ons gaan lekker rustig die naweek geniet. So asseblief, sit jou naam op die groepie, al het jy nog nie geboek nie, en ons gaan al die besonderhede van ons veel op die groepie uitsit. En as daar enige vrae is, julle is meer as welkom om my ook te kontak of vir Michelle. En ek dink dit is die regte plek, die regte tyd van die jaar. En ons het regtig, die kampterrein is naby aan die badkamers vir die mense wat bietjie moeilik loop. Die badkamers is baie naby, asseblief maak gebruik van hierdie geleentheid. Dis eintlik al wat ek vir julle wil vra. Kom ons gaan geniet die kamp. Baie dankie. Jannie, gelukkig het ek veto reg, so daai roukol ding gaan nie vir my werk nie, hoor. Ek waarsku net vir julle. Kom ons kyk gou na die verjaarsdag, broers en susters. Net hulle by mekaar maak soos wat ek gesien het. Hier is, ek gaan nou maar vra, die baie spesiale verjaarsdag van Jan Skols is hier. En baie hartlik geluk. Wat is 'n mooi jaar voor. Ag, dis sommer net, jy weet ek sê vir jou Johan gewoonlik nie. Estel, waar sit die stel? Daar sit die stel. Ek het die mandjie vergeet. Hey, waar is my kop vanmôre? Sien nou loop ek daar wel, nee, vir my straf. As dat is stel. Baie hartlik geluk. Weet, Salomien se kaartjie ook hier. Salomien, hartlik geluk. Ja, groene vir die Springbokke werk altyd. Ek het nie vir Astrid gesien vanmôre nie, nee. Goed. Ek nou net seker maak ek het nou niemand gemis nie. Julle van ek is nie vanoggend vir julle het gesien nie. Goed, enigiemand anders wat nog verjaar hierdie week? Wat ek nou misgekyk het? Lyk nie so nie. Goed, ek hoop vir julle almal 'n wonderlike verjaarsdag en dat dit 'n warm week sal wees. Ek wil nog graag 'n uitnodiging rig. Die Bybelstudiegroep, ekskuus. Ja, ken ek. Het 'n uitstapie Dinsdagoggend na die Voortrekker Monument. Maar daar's nog 'n bietjie plek. So as daar van julle is wat dalk Dinsdagoggend tyd het en lus het, kom kuier saam met ons. Die program lê ook daar waar die lysie is waar mens jou naam moet opsit. Dit gaan 'n lekker kuier wees. Ons gaan natuurlik die groot monument besoek, maar ons gaan ook in die museum wees en ons gaan so 'n bietjie in die teatertjie wees. Ons gaan brood bak. Klink baie lekker, nee. So as jy kan, kom saam. Ons vertrek 8:00 hier met 'n bus. Ons ry monument toe en ons gaan net so iewers by 2:00 weer daarvandaan terugkom. Kyk vir my, dit het van ons spesiale reëlings getref omdat ons nog 'n groepie gaan wees. So, julle is baie welkom om na die tyd gou net 'n naam op die lys te kom sit. Dink dit is min of meer al. Ek wil net vir almal wat gister betrokke was,
by ons uitstappie na Labyrinth toe, sê baie dankie. Ek het vir jou en jou span al die reëlings, want dit is nie maklik om sommer net daar op te daag en vir 'n klompie mense kos te gee, nie? Maar baie dankie. Ons het dit werklik geniet en ek dink hulle het dit uitsonderlik waardeer. So, baie dankie vir al julle moeite. En as daar nog fotootjies is, gee vir my, want ek sal dit baie graag op Facebook wil sit en dan net ook op die blad van die kerk, die webblad. Julle moet toch 'n bietjie slag weer op die webblad ook gaan kuier. Ek kry dan reg om so 1 keer 'n maand om op te dateer. Dan is daar allerlei nuwe foto's en nuwe goedjies wat op die webblad ook verskyn. So gaan loer gerus ook daar. Goed, ek dink dis min of meer alles, broers en susters. Ons het 'n lysie van mense wat siek is. En die lysie het nou ongelukkig ook bietjie langer geraak. Toe ons gister daar stop by Labyrinth toe word 2 van die 3 van ons lidmate wat daar opgeneem is, vervoer hospitaal toe. So aan die potgieters, ons dink aan hulle en ons bid ook vir hulle. Maar met die ander mense gaan dit relatief goed en daarvoor is ons dankbaar. Kom ons raak so vir 'n oomblik rustig en dan begin ons met ons toetrede lied. Dis liedboek 164 wat ons almal baie goed ken. Die Here is God. Hy alleen is God. Hy spreek. Hy roep die hele wêreld op. Van waar die son opkom tot waar dit ondergaan. Uit Sion, stad van volmaakte pragt, verskyn God in glans. Ons God kom. Hy bly nie stil nie. Voor hom uit brand 'n vuur. Rondom hom woed 'n storm. Gemeente, genade en vrede vir u van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Praise the Lord.
besondere woorde, broers en susters, wat skuldbelydenis is, wat uit die psalms uitkom, en wat eintlik altyd so aangrypend is. Want ek dink elkeen van ons, wanneer ons met die Here praat, doen dit met hierdie nederigheid en hierdie openheid om vir die Here te sê dat ons skuldig is. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan. My gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Of ek reis en of ek oorbly. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie of U weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante. U neem my in besit. Here, U sien dwars deur my. U ken my. Deurgrond my, o God, deurgrond my hart. Ondersoek my. Sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie. En lei my op die beproefde pad. Kom ons sing van genade en vryspraak. En genade is so oneinde groot, is vonk 79. Here ons God, terwyl ons so sing van ons wat sonder mense is en alleen deur U genade gered word, kom daar by ons, Here, 'n vrede en 'n groot stuk blydskap, omdat ons weet, dit wat ons nie verdien het, U vir ons gegee. Dit wat ons nie kan koop nie, het U vir ons as 'n geskenk gegee. En daarom, Here, vanoggend buig ons voor U en sê ons dankie. Dankie dat ek met my ganse lewe voor U kan staan. En U kyk met oë van liefde na elkeen van ons. U aanvaar ons, U het ons lief. U is saam met ons op hierdie pad wat ons loop. En Here, dankie dat elkeen van ons kan getuig. U het ons nog nie in die steek gelaat nie. Selfs in ons donkerste oomblik was U daar om te troos en te versterk en hoop te gee. En Here, waar ons vanoggend wil luister na U woord, gee dat ons dit sal doen met 'n openheid. Met 'n bereidheid om 'n slag ordentlik in die spieël te kyk en te sien wat U sien, maar ook te hoor dat U met ons praat en dat U met 'n genadige stem met elkeen van ons praat. Baie dankie, Here, dat ons vanoggend, terwyl ons hier is en vir elkeen wat ook kyk hierna, kan bid dat U met ons sal wees. Dat U by hulle sal wees wat U nodig het. Dat U raad en hoop sal gee. En Here, dat U sal antwoord as ons vra. Leer ons om te luister. Leer ons om met oop ore en 'n oop hart na U toe te kom. En bereid te wees om stil te word voor U. Sodat ons werklik kan hoor wat U op die hart het. En wat dit is wat U vir ons wil leer. Here, so bid ons in die naam van Jesus Christus, ons enigste verlosser. Hy wat sy lewe vir ons gegee het. En wat regeer as ons koning. Amen.
Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, 2 gedeeltes in Lukas 9 vers 51 tot 62. Die eerste gedeelte praat oor die Samaritaanse dorp wat Jesus afwys, en dan die tweede gedeelte praat oor hoe Jesus gevolg moet word. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin en boodskappers voor hom uitgestuur. Hulle het vertrek en in 'n dorp van die Samaritane gekom om daar vir hom verblyf te reël. Maar die inwoners wou hom nie ontvang nie, omdat hy na Jerusalem toe op pad was. Toe die 2 disippels, Jakobus en Johannes, dit sien, sê hulle: Here, wil U hê ons moet vuur uit die hemel afroep om hulle te verteer? Maar hy het omgedraai en hulle skerp tereggewys. Daarna het hulle reis voortgesit na 'n ander dorp toe. Terwyl hulle op pad was, sê iemand vir hom: Ek sal U volg waar U ook al gaan. Toe sê Jesus vir hom: Jakkals het gate, voëls het neste, maar die Seun van die mens het nie eens 'n rusplek vir sy kop nie. Aan 'n ander een sê hy: Volg my. Maar hy antwoord: Here, laat my eers om terug te gaan en my pa te gaan begrawe. Toe sê Jesus vir hom: Laat die dooies hulle eie dooies begrawe, maar gaan verkondig jy die koninkryk van God. En nog een het gesê: Ek sal U volg, Here, maar laat my toe om eers my familie by die huis te gaan groet. Toe sê Jesus: Iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Ons lees vanoggend so ver, broers en susters. Gelukkig is elkeen wat hierdie woorde hoor en uit hierdie woorde gaan leef. Miskien moet ek eers bietjie begin vanoggend met die konteks van hierdie gedeelte. Die ouens wat so 'n bietjie op 'n sosiale manier, met sosiale wetenskap na die Bybel kyk en na die samelewing kyk, sê vir ons dat hier 'n baie duidelike breuk is. 'n Breuk met die tradisionele. Dat Jesus hier kies om te wys dat hy dit wat was, die bestaande samelewing, die bestaande strukture wat daar was, afsny. Daarom dat hy nie reageer op 'n Samaritaanse dorp wat vir hom nee sê nie. En daarom omdat hy gefokus is op dit wat die koninkryk van God gaan beteken. En dit beteken dat die bestaande, hierdie sosiale manier wat die Jode gehad het in hulle strukture en hulle reinheid waarmee hulle so hard gewerk het, dat dit nou klaar is. Dat hy dit agterlaat. En dat hy nou, terwyl hy op pad is Jerusalem toe, vir sy disippels leer. En dis hoekom hierdie tweede gedeelte vir ons baie keer moeilik is om te hoor. Wat Jesus vir hulle sê daar is, hier breek iets nuuts aan. Ons breek nou met dit wat agter ons is. En ons kyk nou vorentoe, en in Jerusalem gaan daar goed gebeur, wat uiteindelik die prentjie vir julle baie duidelik gaan maak. Maar hierdie verwagtinge, hierdie reëls, wat julle het as Jode, om op 'n bepaalde manier julle godsdienst te bedryf, dit is nou klaar. En hy fokus homself, vasbeslote staan hier, op dit wat kom. Hierdie stuk van die reis, wat gaan lei tot by Jerusalem, en maak geen fout nie, die Here het geweet wat vir hom wag in Jerusalem. Ander mense was opgewonde om hom te volg, want hulle het gedink, dit wat in Jerusalem gaan gebeur, gaan 'n aardse koninkryk tot stand bring. Gaan die Romeine wegjaag en gaan toelaat dat Jesus die troon van Dawid inneem. Maar dis juis wat hy nie gaan doen nie. En daarom dat hy so ernstig is oor hierdie breuk wat hy aankondig, dat hy vir hulle sê, laat dit wat agter julle is agter, ons kyk vorentoe. Ons het 'n koninkryk om op te fokus. Maar op 'n ander vlak, broers en susters, wil ek so oomblik net terugkom na ons eie wêreld toe. En ek verwonder my partymal aan hoe ons almal die kuns verleer het om op 'n ordentlike manier met mekaar te kan verskil. Het julle agtergekom dat die oomblik as iemand se opinie van myne verskil, dan is dit asof ek in verdediging gaan, nê? Ek weier om eintlik te luister wat hierdie ander ou te sê het. Ek luister sodat ek hom kan antwoord, nie om te verstaan wat hy vir my sê nie. En dan is ons nogal vol emosie en driftig
as ons opinie vir ander mense gee. Hoekom gebeur dit, broers en susters, dat as iemand van my verskil, dan ervaar ons dit onmiddellik asof daar vyandskap is tussen ons. Asof ons gaan rusie maak oor die kleinste en die eenvoudigste goed. Hoe het ons 'n gemeenskap geword van rusiemakers? En van mense wat hou daarvan as daar konflik is. En dat ons die ouens wat vir vrede maak baie keer minag. Dat ons nie na hulle luister nie. Dat ons nie bereid is om te hoor wat daar vir ons gesê word nie. Ons fokus deesdae op dit wat vir ons reg is, wat vir my reg is. En dan word in die wêreld daar buite vir ons gesê, jy moet op jou opinie staan, en jy het die reg om te sê wat jy wil en te dink wat jy wil. En dan veroorsaak ons so, dat ons baie maklik in mekaar se hare klim, en konflik het. En die moeilik kyk is nie dat ons konflik ervaar nie, maar dat ons dit op die lelikste manier en met die ergste taal kan uitpas sy. Ek is seker julle het dit al raak geloop. Sosiale media, televisie, kyk net hoe mense praat oor ander mense. Kyk net hoe gemaklik mense is met die feit dat daar konflik is. As iemand van jou verskil, as jy 'n nee kry waar jy 'n ja verwag het. As iemand vir jou eintlik sê, man, ek stem glad nie met jou saam nie, dan raak ons so verskriklik in gevegte betrokke. Asof my opinie die enigste een is wat moet geld. Asof ek nie kan ruimte skep vir 'n ander ou en sy opinie en probeer verstaan waar hy vandaan kom nie. In vandag se gedeelte wil ons 'n bietjie van strategie laat verander. Vandag se gedeelte wil vir 'n oomblik net die spieël so optel, dat elkeen van ons 'n slag in hierdie spieël kyk. En dat ons vir onsself vra, is dit wie ek is? Is dit wat ek geword het? En as dit is, wat is my snellers? Wat is dit wat my so vinnig kwaad maak? My so vinnig op my agtervoete het? En daarmee saam, kom ons gaan kyk 'n bietjie wat het Jesus gedoen. En kom ons besef net vir 'n oomblik dat ons na binne moet kyk. Die strategie is, in steede daarvan dat jy jou vinger uitsteek vir iemand anders, dat jy onmiddellik in 'n bekgeveg met iemand anders betrokke raak. Draai om. Kyk na jouself. En vra vanoggend vir jouself, hoekom is dit vir my so maklik? Wat is dit in my waaraan ek moet werk? En dan staan ons vanoggend so 'n bietjie stil daarby en ons bedink 'n bietjie hierdie strategie wat die Here vanoggend vir ons hier gee. En ons bedink bietjie ons verkeerde impulse en ons rooi vlae en hoe ons dit anders kan doen. Want hierdie impuls om weg te trek en aan te val, kyk baie mooi wat die Here hier gedoen het. En kom ons leer by hom dat dit nie die regte manier is nie. Maar dat die regte manier sou wees dat ek vir 'n oomblik binnekant toe draai. En vir myself vra, wat het nou hier gebeur? Hoekom is jou draad so kort? Wat het jou hier net so oor daai afgrond gestoot? En dat ons onsself leer ken in hierdie spieël wat die Here vanoggend vir ons opsit. En dat ons verstaan wat ons snellers is, wat ons rooi vlae is, en dat ons hoor dat die Here vir ons sê, aan hierdie goed moet ons 'n bietjie werk. Ons is nie hier om te beklei en om ons opinie te laat wen. En eintlik vir ander mense te moet vertel, wat is dit wat hulle moet glo en wat is dit wat hulle moet doen nie. Dis nie waarvoor die Here ons stuur nie. Hy het sy disippels hier berisp, juis omdat hulle fokus verloor het. Juis omdat hulle met hierdie klein jakkalsies te mekaar geraak het hier op die pad en nie gefokus het op wat die einddoel is. Wat die bedoeling is. En ons bedoeling, terwyl ons op hierdie pad is om getuies te wees van die genade en die liefde van die Here. Ons kan nie fokus verloor nie. Ons kan nie daai klein goedjies ons ongemaklik maak nie. Jou werk in hierdie lewe is om vir die Here te leef. Op al die plekke,
al die maniere wat jy kan. En dan moet ons regtig bietjie vir onsself vra, wat is dit wat ons aandag aftrek? Wat is dit wat dit vir ons partymal so moeilik maak? Nou weet ons, broers en susters, dat in die tyd van die evangelies was daar baie spanning tussen die Jode en die Samaritane. En dit het veroorsaak dat daar eintlik 'n hele kultuur van haat was, van mekaar afbreek, van niks met mekaar te doen wil hê. En dit is in hierdie omgewing wat Jesus dan nou hier deurreis. En bloot omdat hy 'n Jood is, en dan bloot omdat hy Jerusalem toe gaan, was hulle daar, en dit moet 'n mens baie mooi verstaan, was dit die dorpsbestuur wat onmiddellik tee was, en nie vir hom wou plek gee nie. Die arme mense, alle mense in die dorp, die senior burgers en die klein kinders en die gewone mense in die dorp, het waarskynlik nie eers kennis geneem van hierdie saak nie. Maar dink net hoe wreed is dit, dat Jakobus en Johannes dan vir die Here sê, maar kom ons wis sommer hierdie dorp uit. Nee, waar is die liefde van die Here? Ek dink dis wat hy vir hulle probeer vra het. Hoekom sal julle dit wil doen aan mense wat nie eers weet wat 'n besluit het geneem is nie? En die stadsbestuur het die reg om te besluit dat hulle nie vir die Here gaan plek gee nie. Waarskynlik tot daai dorp se nadeel. Maar hulle het die volste reg gehad om nee te sê, om 'n grens te trek en te sê, nee, hy kan nie daar bly nie. Hy verwag dat hy verwelkom sal word. Hulle sê nee. Sy eerste reaksie is nie om kwaad te word en te vergeld nie. Sy eerste reaksie is om te sê, goed, dis julle goeie reg en verby te gaan en die volgende plek te gaan soek. Maar Jakobus en Johannes reageer tipies menslik, nee. En dit is nogal die aanknopingspunt met ons vandag. Dit is presies dalk hoe ons sou reageer, nee. My genade. As hulle dan nie vir ons plek het, dan sou hulle nie wel gasvry wees nie, man, vee hulle uit die pad uit. Oorreageer geheel en al op hierdie negatiewe besluit, op hierdie grens wat vir hulle getrek word. 'n plek waar hulle 'n nee kry in plaas van 'n ja. Maar, broers en susters, ons moet nie fokus op hulle reaksie of die disippels se reaksie nie. Dis nie wat belangrik is hier nie. Wat belangrik hier is die Here wat vir ons wys hoe hy in liefde te werk gaan. Hoe hy deur elke woord en elke daad bewys dat die liefde van God en die koninkryk van God bly vir hom die belangrikste. En dit is waaruit sy hele lewe bestaan. En hy reageer presies vanuit daai vertrekpunt. Stap net verby, want dis nie belangrik nie. Wat belangrik is hierdie reis moet voltooi word en hy moet in Jerusalem kom. Ja, dit was vir hom 'n ongemaklike oomblik. Ja, hy het 'n nee gekry waar hy 'n ja gehoor het al. En so maklik kon dit hier op konflik uitloop, maar dit doen nie. Hoekom? Omdat sy reaksie so rustig was. Vergewend, liefdevol is. Stap net verby. Gaan net na 'n volgende dorp toe. Hier ontdek ons 'n stukkie insig. As die Here vir ons leer dat die hele wet word saamgevat deur die liefdesgebod. Dat jy God moet lief hê met alles in jou en dat jy naaste moet lief hê soos jouself. En dan het die Here bygevoeg, en dis die een wat ons die moeilikste hoor, dat jy jou vyande moet lief hê. Dan is dit nou presies wat hy hier vir ons voorleef. Waar hy nie verdoem nie, waar hy nie alle negativiteit met negativiteit beantwoord nie, maar net rustig besluit, hy gaan verby. Maar dis iets meer. Hy gun hulle die ruimte om hulle eie besluite te neem. Om nee te sê. Om nie vir hom plek te gee nie. En hy gaan nie daaroor kibbel nie. Hy gaan nie daaroor beklei nie. Hy gaan net verby. Daardie ruimte wat ons vir mekaar moet kan gee. Wat ons vir elke mens moet kan gee. Om van wie hulle is en hulle agtergrond en alles wat hulle opmaak en hulle situasie 'n bepaalde besluit te kan neem.
En ons mag dalk nie saamstem nie. Ons mag dalk nie daarvan hou nie. Dit mag ons selfs kwaad maak dat iemand so besluit kan neem. Uiteindelik leer die Here vir ons om vir mekaar daardie respek en daardie ruimte te gee. Wie is die een wat van die klein jakkalsies nie 'n groot saak maak nie? Wat in liefde kan toelaat dat iemand iets anders besluit as wat jy sou wou en wat jy graag wil hê hulle moet doen. Dat dit jou nie ongemaklik maak nie, dat dit jou nie kwaad laat word nie, dat dit nie oor hierdie grens laat gaan van woede en van ek hou nie van wat jy sê nie en ek hou nie van jou opinie en 'n hele bekgeveg nie. Maar dat ons leer, broers en susters, dat soos wat die Here vir ons hierdie ruimte gee, hierdie vryheid gee om te kan kies, moet ons mekaar daardie vryheid gee om te kan kies. En hy draai om en hy berispeer sy disippels, juis om vir hulle hierdie ding te leer. Dat hulle konsekwent die koninkryk van God moet eers stel en die liefde van God moet leef. En dat jy elke woord en elke gedagte en elke daad weeg hierteenoor. En dat jy groei in jou vermoë om jou snellers te ken en jou rooi vlae te ken. En in jou vermoë om dit reg te hanteer. En dit kan op geen ander manier gebeur, broers en susters, as dat ons na binne kyk en vir onsself vra, waarom reageer ek so? Waarom is hierdie vir my 'n probleem? Hoekom kan hierdie persoon my so maklik kwaad maak? En om vir onsself te vra, gun ons ander mense genoeg ruimte om hulle self te wees? Om hulle eie opinies te hê? Om anders te reageer as wat ons gedink het hulle sou, of wat ons sou wou hê, maar in liefde en in vrede en in die genade van die Here vir hulle toe te laat om te besluit soos wat hulle besluit. Om daardie waarheid te ontdek, broers en susters, dat ons hier op aarde is, nie om mense te oortuig van wat reg is nie, maar om te getuig oor die genade van God en die liefde van die Here. En om toe te laat dat mense hulle besluit te neem. Jy kan tog nie iemand dreig tot in die koninkryk van God nie. Jy kan nie iemand deur te dreig en te skel op die regte pad bring nie. Kyk wat het die Here hier gedoen. Die Here gaan en hy wys dit vir hulle. En dan wys hy vir hulle waar hulle dit verkeerd verstaan het. In hulle leerproses sou hulle hierdie onthou het. En vorentoe in die lewe sou dit vir hulle beteken het dat daar waar hulle in die uitdagendste situasies was, waar dit lewe en dood was hulle in staat om die liefde van die Here en die koninkryk van die Here bo alles te stel. Dis 'n groot vraag. Dis 'n moeilike een vir ons. Maar uiteindelik moet ons van onsself gaan afvra. Hoe stel ek die koninkryk van God eerste in my lewe? Hoe werk ek teen die snellers en die rooi vlae in my lewe? En hoe kom ek op 'n plek waar ek baie meer gebalanseerd en rustig en met vrede en God se liefde reageer op dinge? Jesus wys vir ons dat ons juis vir ander ruimte moet maak. Ons kan vir hulle wys hoe liefde werk. Ons kan dit vir hulle voorleef. Maar ons kan nie namens hulle besluit nie. Ons kan hulle nie in 'n rigting dwing nie. En dis die moeilike ding van gelowige wees. Dat jy weet watter deel van die werk is joune en die res los jy oor aan die Heilige Gees. Laat jy toe dat hierdie saad wat gesaai is, hierdie getuienis wat jy gegee het, hierdie lewe wat jy leef, dat die Heilige Gees dit kan gebruik. Want hy is die enigste een wat mense kan oortuig en hulle lewens kan verander. En dis 'n keuse wat daardie persoon moet maak. Ons kan dit nie namens hulle maak nie. Ons is verantwoordelik vir ons lewens, vir die getuienis wat ons lewer, vir die lewe wat ons leef, tot eer van die Here. En daarom moet jy kan toelaat dat mense drasties van jou gaan verskil. Anders gaan kyk na die lewe as jy.
Al wat jy kan doen, is om in liefde te reageer, om geduldig te wees, om vrede te maak, om die hoop van die Here te leef en te verkondig. Gun vir mense die spasie wat jy vir jouself gun. En daar waar jy hierdie impuls het om jou opinie te laat geld, om jou wil af te doen, om vir mense voor te sê, om in 'n geveg betrokke te raak as iemand met jou verskil. Daar, gaan vra vir jouself, hoe kan ek dit anders doen? Hoe kan ek anders leef tot eer van die Here? En broers en susters, dis 'n moeilike proses om binnekant toe te kyk. Dis nie maklik nie. Dis 'n moeilike proses om hierdie spieël voor jou te hê en te moet gaan agterkom wat is my snellers en my rooi vlaan, hoekom reageer ek soos ek reageer, en om dit dan te verander. Want dit beteken jy moet rou en eerlik na jouself kyk. Jy moet die Here toelaat om sy vinger daar te sit waar die probleem regtig is en om dit dan te verander. En die goeie vraag wat 'n mens vir jouself vra in hierdie proses van ontwikkel en groei in geloof, daardie vraag het te doen met wat skort? Watter behoefte probeer ek hier bevredig deur so negatief op te tree? Wat is hier iewers in my mondering, is daar 'n gat of daar's 'n probleem en by daardie moet ons uitkom. En dis nie 'n maklike proses nie. Om so eerlik met jouself te wees, dit vat baie moed. Dit vat regtig 'n eerlike kyk. Dis soos koue water oor jou lyf. Maar is nodig, want ons moet groei. Ons moet word wat Christus in ons raak sien. Ons moet hierdie liefde laat oorneem. Ons moet die vrede van God laat heers in ons wêreld. En as jy hierdie koue, eerlike kyk na jouself gegee het, en jy het agtergekom, wat is dit wat my op hierdie manier reageer? Watter behoefte moet hier aangespreek word? Dan kom ons baie keer agter, is eenvoudige goed soos, dat 'n mens eensaam is, dat jy soek na erkenning, dat jy dalk woede het wat jy iewers diep gebare het, waarmee jy nog nooit klaar gemaak het nie. En dan begin die gesprek met God, tussen jou en God, waar jy toelaat dat die Here op sy eerlike manier ook met jou werk. Dat die Gees besig is met jou, om vir jou te help om te herstel, om vrede te maak met dit wat gebeur het, sodat jy kan vorentoe gaan. En dis ook nie 'n maklike proses nie. Want dis 'n binnegesprek, 'n eerlike, opregte binnegesprek met die Heilige Gees. En dit kan net op een plek gebeur, en dis daar waar jy en die Gees alleen besig is, waar daar stilte is, waar jy bereid is om te luister en gehoorsaam te wees. En broers en susters, dis die manier wat die Gees ons van binne af heel maak. En uiteindelik vir ons wys dat ons verder op die pad kan gaan, waar hy ons vul met liefde en vrede en hoop, sodat ons die petrol het vir die volgende stuk van die pad. Ons moet die Gees vertrou ook met hierdie binnegesprek, en met dit wat moet verander in ons lewens. En dan sal die Gees ons leer om sy vrede, die vrede wat hy in ons lewens indra, te koester bo enigiets anders in die wêreld. Laat daardie vrede jou vul. Laat dit jou gedagtes stil maak. Dat dit jou lewe kalmeer, sodat jy op 'n baie rustiger manier en met baie vrede in jou hart vorentoe kan gaan. En kan gaan leef en in hierdie vermoë inkom, in groei wil ek sê, om nie uitgelok te word nie, om nie in sinnelose argumente soos wat Paulus dit sê betrokke te raak, om die klein jakkalsies van die lewe net eenvoudig te ignoreer, want jy het 'n hoër doel. Jy is op pad saam met die Here. Jy loop hierdie pad van herstel, van genesing, van hoop saam met hom. En hy sal jou op hierdie pad vat, daar waar hy wil hê jy moet wees. En dan beteken dit, ons leer om respek te betoon. Ons leer om ruimte te maak vir ander.
Ons leer dat ons nie altyd ons opinie of ander hoef af te druk nie. Dat ons nie ander mense se toekoms in ons hand het nie. God het dit in sy hande. Dat ons moet leef met hoop en met liefde. En dat ons moet ruimte maak waar mense die lig van die Here kan sien en kies om daarheen te gaan. Een van die moeilikste lesse wat ons in die lewe moet leer, broers en susters, is om te besef dat elkeen van ons staan ons eie skoene. Niemand kry dit reg om sommer in jou skoene te kom staan nie. Jy kry dit nie reg om sommer in iemand anders se skoene te staan nie. Jy kan probeer, want jy wil met empatie lewe. Jy wil verstaan waar mense vandaan kom. Maar dan moet jy ook toelaat dat daardie ou sy skoene vol staan, soos wat hy kies om dit te doen. En nie soos wat ons kies nie. Mag die Here met ons besig wees hierdie week. Mag ons hierdie binnegesprek met hom ernstig vat. En mag ons groei in ons wil om met die liefde van die Here te gaan leef, teenoor alle mense, en in vrede in hierdie wêreld te gaan leef en te gaan werk. Mag die vrede van die Here vir ons almal belangriker wees as die klein goed wat ons wil potjie en wat ons van die pad af wil dryf. Amen. Kom ons sluit ons oë in 'n dankgebed. Here ons God, ons wil vir U dankie sê. Dankie Here dat U woord so in ons lewens inloop en 'n waarheid kom vertel en getuig wat ons nie kan misken nie. Dat die woord die manier het om in my lewe in te kyk en U die manier het deur die Gees om die vingers op die seerpunte te sit. Ons wil sê dankie Here. Dankie dat ons weet ook hierdie gesprekke, hierdie verander, doen ons nie op ons eie nie, maar doen ons deur die krag en die leiding van die Gees. Here, wil U gee dat ons opreg en eerlik na onsself sal kyk. En dat as ons dan daar terugdraai, dat ons met die vrede en die hoop wat U vir ons gee, gaan lewe. Doelgerig, vasbeslote, om die koninkryk van God eerste te stel. Here, baie dankie dat ons as gemeente soveel het waarvoor ons U kan dank. Soveel genade ervaar. Dat elkeen van ons kan getuig van die hoop wat U in ons lewens indra. En ons wil ernstig bid, Here, vir hulle wat swaar kry en siek is. Vir hulle wat U raad en U bystand nodig het. Ons wil hulle aan U opdra, Here, en vra dat U aan hulle sal dink en dat U aan hulle sal vashou. En dat U vir hulle uitkoms sal gee. Dankie, Here, dat ons elke dag kan terugkom na U toe. Kan weet U laai ons lewens en ons gedagtes met die goeie goed. En dan stuur U ons uit om te gaan leef daarmee. Wees met ons, Here. Sterk ons in ons pogings om meer te wees as waartoe ons werklik as mense in staat is, deur die krag van die Gees. Al hierdie dinge bid ons, Here, in die naam van Jesus, ons Verlosser en ons Here. Amen. Kom ons sing, broers en susters, as ons geloofsbelijdenis en ons slotsang, lei ons Here groot en magtig. Oh
Gaan met die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees. Amen.